Omdat jy vir die Here lief is. Omdat jy 'n behoefte het om saam met die ander kinders van die Here hom te aanbid. So 'n bietjie gevorm te word deur sy woord, maar dat dit vir jou 'n geestelike ontmoeting sal wees met die God wat vir jou onbeskryflik lief is. So daarom kom ons vat net so 'n oombliekie van stil gebed, so 'n paar tellings en dan gaan ons, terwyl julle sit, ons stil word lied sing, Vonk 72, ek sal vir Mimi wys. Maar sê net vir Here, dankie dat ek hier kan wees vandag. Daar's Christene wat vandag in Nigerië vervolg word deur die moslems. Ons kan in vryheid hier sit. Kom sê vir Here dankie daarvoor. Wees stil want die Heilige is hier. Wees stil want die Heilige is hier en ons teenwoordigheid. Kom buig nou voor hom neer met eerbied en ontzag. Erken sy heiligheid en sy gerechtigheid. Wees stil want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Wees stil want die heerlikheid van God skyn oral rondom ons. Hy is met eer gekroon, met mag en majesteit. Uit hom straal helder lig, 'n glans wat alles verlig. Wees stil want die heerlikheid van God skyn oral rondom ons. Wees stil want die Here God van mag is werksaam om ons heen. Hy neem ons sonde weg, genees ons grootste seer. Niks sluit die Gees se werk, of kan sy krag beperk. Wees stil want die Here God van mag is werksaam om ons heen. Here, dankie dat ons saam met die engele voor die troon in die Gees kan verskyn vanoggend. En aan hom wat op die troon is kan sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Dankie Here, dat ons U Vader mag noem. Dat ons op hierdie Vadersdag aan U al die lof, die eer, die aanbidding van ons harte kan bring. Dankie dat U 'n goeie Vader vir ons is. Amen. Kinders van die Here, genade vir julle elkeen en vrede wat kom van God, ons Vader. Dit kom deur Jesus, die Verlosser wat lewe. Dit kom deur die Heilige Gees wat hier en nou ook by ons is. Kom ons sing 'n lekker loflied. Ek weet verseker dat Jesus leef, lied 514. Daai belydenis wat die fondament van ons geloof is. Ek weet verseker Jesus is hier. Verseker, Jesus is hier. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was
was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, het ons hoe God sy kinders behou. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeienis die ware geluk. Selfs as ek struikel en dit berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, het ons hoe God sy kinders behou. Dis Vadersdag vanoggend. Ons het vir elke pa, dankie vir die jeugbediening wat dit vir ons gereël het en bymekaar gemaak het. Elke pa het daarom hopelik so 'n sakkie met 'n lekker koffie en 2 koekies gekry. So om net vir jou dankie te sê vir wie jy is, wat jy beteken vir jou sin, vir jou gemeente. Ek gaan so 'n oomblik, ons gaan saam bid. Dan wil ek graag vanoggend uit die 2020 vertaling vir julle Psalm 128 lees. Ek het daar 'n moment vir hulle saam 'n liedjie sing en dan gaan hulle kategese toe. Maar kom ons word stil voor die Here. Kom ons vra dat hy nou met ons elkeen sal praat. Hemelse Vader, U is vir ons so goed. Dankie vir lewe. Dankie vir gesondheid. Dankie dat U met ons die lewenspad stap. Here, as ons so deur ons lewenspad saam met U wandel, dan kom U woord vanoggend. En kom sê, gelukkig is ons as ons in U voetspore volg. Gelukkig is ons wanneer ons huwelike en ons gesinslewe op U fundament bou. En ons sê vanoggend dankie vir elke pa. Vir die wat biologiese pa's is, dankie vir elkeen van hulle wat met soveel liefde en sorg kinders grootmaak. Maar dankie ook vir die wat geestelike pa's is. Daar's van hulle wat dalk nie 'n biologiese pa kon word nie, maar die hart van 'n pa het, wat omgee vir jonger mense, wat so graag 'n invloed en 'n verskil maak in jonger mense se lewens. Dankie vir elke geestelike pa wat ook in hierdie gemeente so kosbaar is. Ons wil voor U buig vanoggend, ons wil vra, praat met ons deur die woord, deur die Gees, en help ons om mooi te hoor wat U vir ons sê vanoggend oor vaderskap. In die eerste plek, U wat die wonderlikste Vader is van almal, en dan ook die seën vir ons om vaders te mag wees. Partykeer het ons ook maar U vergifnis nodig vir wanneer ons tekort skiet. Maar dankie Here dat ons vanoggend net 'n bietjie oor vaderskap kan gesels. Amen. Dankie, Christus het vir my wys, ek het nou nie 'n 2020 Bybel voor my nie, die Kanselbybel is 'n 83. So die volgende ene, kom ons begin lees uit Psalm 128 in die 2020 vertaling. Die heel eerste sê die Psalm vir ons dat dit 'n pelgrimslied is. Dis 'n lied wat mense gesing het in die Bybelse tye toe hulle na die tempel in Jerusalem toe gereis het. En die pelgrimslieder het altyd iets gesê van, wat maak my lewe kosbaar? Wat maak dit die moeite werd om saam met die Here die pad te stap? Soos 'n pelgrimslied. Gelukkig is elkeen wat vir die Here ontzag het,
wat sy paaie volg. Die vrug van jou hande sal jy beslis geniet. Gelukkig is jy. Dit gaan goed met jou. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok in die binnekamers van jou huis. Jou kinders is soos olyfboompies om jou tafel. Kyk, so sal die man geseën word wat vir die Here ontzag het. Mag die Here jou seën uit Sion, sodat jy al die dae van jou lewe die goeie van Jerusalem sal geniet. En mag jy jou kinders se kinders sien. Vrede oor Israel. En net eers 'n bietjie met die kinders gesels en dan sal ons 'n bietjie dieper vir die groot mense vat. Psalm 128 is 'n lied. Dit is geskryf om te sing terwyl jy op pad is. Dit vertel van die Here se liefde wat vir ons met baie mooi dinge seën. Die Here gee graag vir ons geskenke soos liefde, soos vrede en 'n familie. Maar partykeer is dit moeilik as mens dink aan die woordjie pappa. Wat dink jy as jy dink aan pappa? Is dit iemand wat vir jou baie lief is, by wie jy altyd welkom is, wat jy altyd mee kan speel, wat lekker saam met jou lag? Party mense het sulke pappas. Ander mense het pappas wat baie besig is, wat amper nie tyd het vir jou nie. Die arme dogtertjie in die middel wat vir haar pappie sê, ek is lief vir jou. Maar hy is so besig op sy selfoon dat hy nie sy kind raak sien nie. Hy is te besig. En dan die derde een, ken julle almal, Homer Simpson is nou al 30 jaar saam met ons. En daar is een van die oomblikke wat hy die kwaai pa is. As mens nou dink aan pappas, hoe is jou pappa? Partykeer is hy kwaad, partykeer is hy besig. Hoopelik is hy altyd liefdevol met jou. Maar ek weet dis nie altyd so nie. Pa kan ook iemand wees wat foute maak, wat jou partykeer seer maak. Vandag gaan dit nie net oor die perfekte pappa op Vadersdag nie. Die rolmodel, die een na wie ons opkyk, is ons hemelse pappa, ons God wat vir ons lief is. Hy het al die wysheid en die liefde om sy gesin te beskerm. En ons seuns, as jy groot word, ons hemelse pappa bly nog altyd die heel beste voorbeeld om te volg. As jy 'n goeie pappa eendag wil wees, volg vir Jesus. Dis wat Psalm 128 ook sê. 'n Goeie pappa praat nie net nie. Hy doen die regte dinge. Ons kinders kan dit baie vinnig sien as ons pappas een ding sê, maar 'n ander ding uitleef. En 'n goeie pa maak foute, almal van ons doen. 'n Goeie pa kan ook sê, ek is jammer, ek was verkeerd. En 'n pa wat jammer kan sê, is nie 'n sussie nie. Dis 'n sterk man wat erken dat hy foute het. 'n Goeie pa is baie lief vir sy gesin. Vers 3 van ons gedeelte wat ons gelees het sê, waar daar liefde in 'n huis is, daar gaan dit goed met die mense. As daar liefde in die huis is, dan gaan dit goed met die mense. As daar nie liefde in die huis is nie, dan kan jy al die geld in die wêreld hê en is nog steeds nie lekker om daar te wees nie. Wanneer 'n familie lief is vir mekaar, dan gee hulle om vir mekaar. Hulle sorg vir mekaar, hulle help mekaar in die lewe. En jy voel altyd veilig as jy by jou huis instap. Daarom hierdie gedeelte sê, ons moet kyk hoe ons mekaar hanteer in ons huisgesinne. Dien ons die Here saam, leef ons volgens sy beginsels, sodat almal veilig kan wees en daar kan groot word in daardie liefdevolle atmosfeer. 'n Goeie pa soos 'n sterk boom wat skaduwee bied, wat beskerming en sterkte vir sy gesin gee. En ons seuns, jy kan daardie pa word eendag wat vir jou gesin help om Jesus se liefde te leef. Ons onthou dat God die heel beste pa bly. Hy's altyd goed, hy's altyd daar vir ons.
Is altyd naby, hy hoor as ons bid. Hy maak nie foute met ons nie. En selfs wanneer ons menslike pappas ons seermaak, sal God ons nooit doelbewus seermaak nie. Wil hy altyd die beste vir ons hê. En daarom, soos wat ons kinders groot word, veral ons seuns vanoggend, die Here roep jou om saam met hom die pad te stap. Elke dag, dit wat jy kies om te doen elke dag, om dit so te doen, dat dit die Here se hart sal bly maak. Elke dag te groei in geloof. En eendag gaan die Here jou dalk gebruik om ook 'n pappa te wees. Dalk gee die Here eendag vir jou kinders. En dan kan jy vir hulle met die liefde van Jesus grootmaak. Dis een van die grootste vreugdes wat daar in 'n mens se lewe is. Dis die uitdaging vir ons. Dis die uitdaging vir ons pappas. Ons moet goeie paas wees. Ons kinders moet Jesus in ons lewe sien. Dis ook 'n uitdaging vir ons seuns. Jy het 'n keuse wat jy gaan word eendag. Jy kan kies of jy 'n goeie pa gaan wees. En dit wil ek graag vir julle bid vanoggend, dat die Here ons kinders sal seën. Party het hartseer, party het nie pappas nie, party het moeilike pappas. Maar party het wonderlike pappas wat vir hulle baie lief is. Kom ons vra dat die Here die kinders is wat seer is, se hartjie sal kom help. Dat die Here die wat bly is oor hulle pappas, dat hulle vandag sommer baie lekker Vadersdag sal hê. Kom ons bid saam. Here, ek bid vir elke kind in Huistomhoos. Elke van ons het ergens 'n pa gehad. Elke kind in Huistomhoos kan enigiemand wees van pasgebore tot 93 jaar oud. En ons onthou ons paas. Party van ons het dalk seer ervarings rondom paas. En ons bid dat U daardie seer sal kom wegvat. Die elke kind sal help om 'n stuk vrede en 'n rus in hulle harte te vind oor die pa wat hulle gehad het. Ons kom sê dit saam, dankie vir elke wonderlike pappa wat Jesus uitleef vir sy gesin. En ons bid dat elke pa 'n wonderlike dag sal hê. Sê ook dankie vir ons geestelike pappas. Die manne wat die pad van die Here voluit stap en vir ons wys hoe lyk 'n kind van die Here se lewe. Dankie vir hulle rol in ons lewens. Nou bid ek vir elke kind dat U vir hulle sal seën vandag, dat U goedheid, U liefde op hulle sal wees. Wees U vir elke kind 'n wonderlike Vader. Dankie dat ons dit in Jesus se naam mag bid. Amen. Ons het 'n lekker liedjie saam sing. Here Jesus, ek is klein. En dan sê ons daarmee, maar U is my pappa. Kom hou my in die hande vas, vorm my soos wat U my wil hê. Kom ons sing hom en dan kan julle kategese toe gaan. As jy ons kinders in die kategete kan uitbeweeg, dankie julle.
Vadersdag bly 'n moeilike dag om oor te preek in 'n gemeente soos ons en veral wat daar kinderhuis is met baie kinders wat baie seer met menslike paas gehad het. So vandag is 'n dag van baie gemengde gevoelens. Dis Vadersdag, elkeen van ons het eers 'n biologiese pa gehad. En vir die meeste van ons was dit hopelik 'n goeie ervaring gewees. Met 'n liefdevolle pa wat jou in die lewe mooi bygestaan het, wat dit gesien het as sy roeping om jou te begelei tot by volwassenheid, fisies en geestelik. So saam met jou op pad te stap dat jy Jesus se liefde by jou pa kon sien. Party van ons, die meeste is nou uit, is nog in die ouer huis, het 'n pa hopelik in die huis wat vir hulle so ruimte skep. Party van ons mense ken nie hulle paas nie. Party se paas was dalk nie 'n goeie invloed in hulle lewe nie, het hulle seer gemaak. En vir party mense is dit dan baie seer om aan die hele konsep van vaderskap te dink op 'n dag soos vandag. Dit is nie regtig lus om eer te bewys aan die pa wat nie sy kant gebring het nie. Sommige van ons manne het ook 'n ander stuk seer van dat dit om mediese redes, biologiese redes nie moontlik was om 'n pa te word nie. Al sou hulle van die beste paas in die wêreld gewees het. Vir hulle is Vadersdag ook 'n seer konsep. Ek het dit al bely van die stupid goed wat ek al gedoen het toe ek jonger was. Het ou grappies gemaak om te sê Vadersdag vir die paas, nie vir die wat wil nie. En ek is so spyt daaroor dat mense in die verlede seer gemaak het met woorde soos dit. As ons wat regtig uitstekende paas sou gewees het, maar wat weens een of ander biologiese rede nie kon nie. Dis 'n seer dag dan. Party van ons is paas vanoggend. Ek is dankbaar om my jongste ook in die kerk hier te hê. Sien nou die oudste broer ook. Dis lekker om kinders te hê. Ons het nog 'n geleentheid om 'n verskil in ons kinders se lewe te maak. Hier sit 'n jong klomp manne in hierdie gemeente wat nog paas gaan word. Wat keuses gaan hê oor hoe gaan jy eendag 'n pa wees? Hier sit manne in ons gemeente wat geestelike vaders is, wat diep spore in ons gemeente trap. Manne na wie die gemeenskap eintlik opkyk, omdat hulle reguit pad saam met die Here stap. Omdat hulle so diensbaar vir die Here is en 'n verskil maak oral waar hulle kom. God wil ons uiteindelik vir die Here dankie sê dat hy die ideale pa is, vir ons hemelse Vader, wat vir ons rolmodel word van hoe om paas te wees. So party van ons sê dankie vir 'n goeie pa in ons lewe, party moet dalk vra Here, gee my krag om my pa te vergewe. Party moet nog bid, Here, help my om eendag 'n goeie pa te wees. Maar vanoggend sê ons dankie vir 'n pa na God se hart. En net hierdie gedeelte wil ek dan 4 goeters vir julle uitlig vanoggend. Die eerste een is, dis hoekom ek ook die 2020 vertaling gekies het, dit is so 'n mooi woord. Wanneer daar staan gelukkig is elkeen wat ontzag vir die Here het, of soos ek hom hier opgesit het, elkeen wat die Here eer. Kom uit vers 1 uit. Die beste eienskap vir 'n pa is dat hy 'n verhouding met Jesus lewe. Hy ken God as sy hemelse Vader. Dit bly een van die mooiste name wat die Here ooit vir ons geopenbaar het, hoe om hom aan te spreek. Toe Jesus gesê het, so moet julle bid, ons Vader. In die Ou Testament lees jy nie vreeslik van God as Vader nie. In die Ou Testament is dit God wat ver is, die Here, die Jahwe, die ek is wie ek is. En toe kom ons Here Jesus en hy kom stel sy Vader aan ons voor, as ons Vader wat vir ons lief is. As God wat ons gemaak het om in 'n verhouding met ons te leef, die hart van 'n Vader wat aan ons lewe gegee het. Hy is die een wat vir ons sorg. Hy sien ons raak. Hy is deur sy Gees altyd by ons. En selfs wanneer jou lewenspad moeilik raak, is dit hy wat vir ons help om te volhard. Ja, ons hemelse Vader het dit vir ons moontlik gemaak om in 'n verhouding met hom te lewe. Want ons is geskape om God se kinders te wees.
Om ontzag vir die Here te hê, beteken om 'n diep respek vir hom te hê. Die 1933 vertaling het gesê dat ons in die vrees van die Here moet wandel. Daardie vrees is nie om bang te wees vir die Here nie, maar om 'n heilige ontzag vir hom te hê, om 'n diep respek vir die Here te hê, om hom sy regmatige plek in ons lewe te gee. Die een wat ons geskaap het, wat vir ons goed is, dat ons weet, ons behoort aan hom. 'n Pa wat onder gesag van die Here staan, is 'n stewige fondament vir sy gesin. Hy skep 'n veilige ruimte waarin almal in die huis kan groei, kan veilig voel en kan floreer in die lewe. En so 'n pa sal deur sy kinders raak gesien word as 'n man van die woord. Hulle sal sien dat hy vir hulle bid. Dit sal sy prioriteit wees om sy gesin aan die Here op te dra in sy gebede. Want so 'n man word in vers 1 gesê, hy sal gelukkig wees. En daarom, al die manne in die gemeente, is jy so 'n man. Kom die Here eerste in jou lewe. Dan die tweede gedagte, gelukkig is elkeen wat in sy paaie volg. Die voetspore van waar hierdie pappa in Jesus se voetspore volg. Geloof is nie net 'n mooi woord nie, dis 'n lewenswyse. Dis om saam met die Here jou lewenspad te stap. So Spreuke 3 vers 6 se belofte wat sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. 'n Pa wat deur die Here gelei word op die regte paaie. Daardie pad loop daagliks deur jou binnekamer saam met die Here. Dit loop weekliks saam met jou gesin deur die erediens, waar die groter huisgesin van die Here bymekaar kom. Daardie pa loop 'n reguit pad in sy werk. So 'n pa wat in Jesus se voetspore volg, is 'n baie sterker invloed op sy kinders se lewe as enige mooi preek wat hulle in die kerk hoor. Kinders glo baie makliker die voorbeeld van hulle pa as om baie preke in 'n kerk te hoor. Daarom hou die Here ons verantwoordelik, ons wat glo in die kinderdoop, dat ons gesê het, ons maak hierdie kinders vir die Here groot. Daai invloed van 'n pa is ongelooflik belangrik in 'n kind se geloofsvorming, baie meer as die erediens se preek. So ons kinders moet sien hoe ons lewe deur Jesus se waardes beïnvloed word. Ons die naaste liefde, die respek, die manier wat ons ander mense behandel, daarin moet ons rolmodelle vir ons kinders wees. Ja, die lewe is nie altyd maklik nie. Ons moet selfs rolmodelle wees hoe om die teleurstellings en die mislukkings in die lewe met die Here se hulp te hanteer. Van so 'n pa word daar in Psalm 128 gesê, die vrug van jou hande sal jy beslis geniet. Gelukkig is jy, dit gaan goed met jou. Hoe meet ons dan daai geluk? Nee, is nie altyd die materiële, dit beteken nie altyd jy gaan skatryk wees nie. Maar daardie innerlike vrede, daardie wete dat ek in die Here se hand lewe, dat my toekoms in sy hande is, dit maak jou gelukkig. Dit gaan goed met jou, dis 'n keuse om die Here so te vertrou dat dit goed gaan met jou. Derde gedagte, 'n gesonde pa bou 'n gesonde huisgesin. Vers 3, ek wou die prentjie teken, is eintlik, julle kan hom van die kerk af mooi sien, is maar net vers 3. Vers 3 skep so 'n pragtige beeld van gesonde groei in 'n huisgesin. Wanneer dit nou in baie antieke taal in die beeldspraak van daardie tyd vir ons sê, gelukkig is 'n huisgesin waar die pa die Here dien. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok in die binnekamers van jou huis. En jou kinders soos olyfboompies om jou tafel. Twee pragtige beelde uit die landbou uit. Dit vat jare om 'n wingerdstok en 'n olyfboom te vestig dat hulle vrug dra. Dis 'n langtermynbelegging, dis nie 'n kitsoes nie. Jy kan 'n radys plant en binne 3 weke kan jy hom eet.
'n wingerd en 'n olyfboom vat jare voordat hy ordentlik in produksie is. As jy 'n wingerdstok kan dink, dan moet jy besluit, wat is jou kultivar wat jy die meeste geniet? Jy het keuses oor watter wingerdstok wil jy die pad mee saamstap. Jy kan kies wie jy wil. Maar dan kom maar 'n dag wat jy voor die Here 'n belofte, 'n verbond gesluit het. Dat jy trou met daardie vrou van jou hart. En dan moet jy lief hê wie jy gekies het. Die beeld van 'n wingerdstok is in die Ou Testament so 'n pragtige beeld van vreugde, van intimiteit. Ja, die ouens het regtig nie net druiwesap gedink nie, is ook die beeld van wyn. En in Spreuke 'n paar plekke van wyn wat vreugde bring, wat feestelikheid simboliseer. So manne, om jou vrou lief te hê is een van die grootste geskenke wat jy jou kinders kan gee. Om haar 'n veilige ruimte te gee, om mens te wees, om gelukkig te wees. Baie keer as ek paartjies ook trou, een van die dinge wat ek op 'n troue baie dikwels sê is 'n vrou se een groot behoefte is sekuriteit. Sy wil veilig by jou wees. Sy wil daardie ruimte hê wat sy volledig haarself kan uitleef. Met jou liefde, jou ondersteuning, jy wat haar dien. En so, het vat baie werk om 'n wingerdstok op te lei, om te snoei, reg te maak. So moet ons vrouens lief hê en dien en hulle geniet. Dan olyfboompies is nog 'n pragtige beeld. Daar's olyfbome wat in die wêreld is wat honderde jare oud is en nog steeds 'n oes lewer. En daarom is 'n olyfboom gesien as 'n langtermynbelegging. Dat 'n goeie olyfboom vir geslagte lank vir jou inkomste kan gee, olyfolie kan gee, produk om te verkoop. Kinders in die Bybelse tyd is gesien as 'n belegging vir die toekoms. Om vir jou hoop te gee, jou nageslag is belangrik. Die Here, die God wat van geslag tot geslag getrou is, gebruik jou om hierdie volgende geslag groot te maak vir hom. Maar jy is nie die einddoel van die Here se beplanning nie. Uiteindelik staan daar toe die Here 'n verbond met Abraham gesluit, ek sluit hierdie verbond met my en jou naslag na jou en al hulle geslagte. Die Here het 'n plan tot by die wederkoms eendag van gelowige mense wat nog in die toekoms moet kom. En ons het daai verantwoordelikheid wanneer ons paas is om daardie belegging vir die toekoms goed te bestuur. Om die kinders vrugbaar vir die Here te help maak vir die toekoms. So liewe pa, waar is jou grootste vreugde in die lewe? Dit behoort in jou gesin te lê, meer as in jou werk, meer as in jou stokperdjies, meer as in my motorfiets, meer as in jou golfspeel. Al die dinge wat vir ons die lewe belangrik maak, waar trek jou gesin op daardie lysie? Spandeer tyd saam met hulle. Een ding wat so ongelooflik waar is hoe kort die 18 jaar is wat ons kinders in ons huise is. En die dag as hulle die hoërskool tref, as hulle staan 6, graad 8 instap, dan is dit 'n oogwink as hulle uit die skool uit. Ons het so min tyd saam met ons kinders. Koop hy tyd uit, maak iets kosbaar daarvan, wys hulle hoe om die Here te dien. Wys hulle dat jy vir hulle lief is. Want 'n kind beleef God se liefde in die manier wat sy pa hom lief het. Wys jou kind dat jy vir hulle lief is. En sê dit vir hulle. Baie van ons ouer geslag manne wat nooit in hulle lewe gehoor dat hulle pa sê ek's lief vir jou nie. Of wat nooit daai ervaring gehad van 'n pa wat jou 'n drukkie gee nie. Almal was bang sê nou die kind word gay. Kind het aanraking nodig, kind het liefde, ondersteuning en woorde nodig van aanmoediging. Dit skep emosionele sekuriteit by hulle. Dit gee vir hulle 'n stewige fondament in die lewe. En dan die laaste een is 'n pa wat 'n gesonde nalatenskap agterlaat. Almal van ons is tydelik op hierdie aarde.
Ons almal stap 'n pad met die Here. Ons maak elke dag keuses om die regte ding te doen. En daai keuses wat ons oor 'n leeftyd maak, dit vorm ons karakter, dit vertel vir ons kinders en vir die gemeenskap wie ons is. Daardie karakter wat die Here eer, word beloon. Vers 4 is in die toekomstige tyd geskryf. Die man wat vir die Here ontzag het, sal deur die Here geseën word. Alles wat jy tot eer van die Here doen, dit alles word raak gesien. Al die jare wat jy belê in jou kind, veral daai tyd as hulle tiener is en niks van jou hou nie en niks van jou wil weet nie, wat hulle eie vlekkies so graag wil sprei en wil wegkom onder jou dak uit. In dit alles, daai jare se getrouheid, van daar wees vir jou kind, belê in hulle. Dit alles word raak gesien, dit alles word beloon. Jou kinders gaan eendag terugkyk en onthou hoe jy gelewe het. En op watter paaie jou voetspore lê. Jy gaan soms verkeerd optree, jy gaan foute langs die pad maak, jy gaan nie altyd al die wysheid hê nie, jy gaan nie altyd al die hulpmiddels hê om alle drome waar te maak van jou kinders nie. Kinders verwag nie 'n volmaakte pa nie. Hulle is tevrede met 'n gebroke pa wat Jesus liefhet, wat toelaat dat die Here hulle heel maak. Die man wat die Here se pad stap, al val hy hoe baie kere op daardie pad. Dis die man wat 'n impak maak op sy kinders se lewe. Jy moet getrou wees aan die Here. Jy moet jou vrou lief hê. Jy moet jou kinders baie lief hê. En soos 1 Korintiërs 13 sê, liefde bedek baie foute. Kom ek sluit vir ons af. Ons nie almal baie goeie herinneringe aan ons menslike paas nie. Maar ons behoort aan 'n wonderlike hemelse Vader wat ons elke dag liefhet, ondersteun en dra. Party van ons is paas, ons word deur die Here geroep om die Here se pad te stap, om ons gesin te dien met Jesus se liefde. Dalk het jy al 'n bietjie van jou roeping vergeet. Dis nooit te laat om die regte ding te begin doen nie. Die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15 sê die Vaderhuis se deur staan altyd oop vir die kinders van daardie huis. En ook jy as pa, as God se kind, wat dalk ver van hom af weggedwaal het, voordeur van die Vaderhuis staan oop vir jou. Mag jou voordeur ook altyd vir jou kinders oop staan, al het hulle jou al seer gemaak. Wees 'n goeie pa. Word 'n geestelike vader in die gemeente. Trap diep spore tot sy eer. So 'n lewe word deur die Here beloon. Dit word so mooi afgesluit. Onthou, dis 'n pelgrimslied. Die ouens het hierdie lied gesing soos wat hulle na die tempel toe beweeg. Die tempel, om daar aan te kom om die Here te aanbid, was die eindpunt van die pelgrimstog. En soos wat ons deur ons lewe nader beweeg om eendag in die hemelse tempel voor God se aangesig te wees, tel hierdie woorde ook, mag die Here jou seën uit Sion, sodat jy in jou lewe die goeie van Jerusalem sal geniet, die omgewing waar die Here jou wou geplaas het. En mag jy jou kinders se kinders sien. Die Ou Testament, dit die ultimate, mag jy 'n toekoms hê. Mag jou familielewe vir jou dra. Mag jy 'n suksesvolle lewensreis beleef as 'n pa wat die Here liefhet. Ek het nou nie Moedersdag gepreek, so hierdie een was nou vir die paas bedoel. Maas, bid vir die paas van julle huis, van julle lewe. Jou eie pa, jou man, jou seuns, dat hulle eendag goeie paas sal wees as hulle nog jonk is. En mag ons afsluit met hierdie woorde van mag daar vrede oor elke huis wees. Hierdie Psalm bid vir vrede in Jerusalem, hulle het nodig op die oomblik. Hulle in Iran is nou besig met so effense skermutselingkie. Mag daar vrede in Jerusalem wees. Mag daar vrede in jou huis wees. Mag die Here se goedheid die julle seën. Amen.
Hemelse Vader, dankie dat U ons so dra, dat ons altyd by U welkom is. Die voordeur van die hemelse huis staan altyd vir die kinders van daardie huis oop. En Here, partykeer moet ons ook erken, ons maak foute langs die pad. Ons as menslike paas het nie altyd die insig nie, ons nie altyd die wysheid nie, ons sukkel baie keer met ons geduld. Ons kan baie keer woorde sê wat ons nooit weer kan terugtrek nie. Maar dankie dat liefde baie foute bedek. Kom raak ons pa se harte aan, Here, dat ons manne na God se hart sal wees. Manne wat ons vrouens liefhet, manne wat 'n reguit pad in die lewe stap. En mag ons as paas U seën beleef om ook te sien hoe ons gesinne floreer, hoe ons kinders en ons kleinkinders onder U genade groot word. Here, help ons om goeie paas te wees. En dankie dat die ma's en die vroue van die gemeente maar vanoggend net kon sit en luister na wat word van 'n pa verwag. U weet dat dit 'n geweldige moeilike taak is. Mag die vroue se gebede vir die manne in hulle lewens ons op ons voete hou. Wees met ons in hierdie week, Here. Ons dink aan die Jordaan gesin wat langs 'n moeder se kussie moet staan. Ons dink aan hulle wat in die hospitale al vir weke is. Ons bid vir U genadige aanraking daar. Bid vir so baie mense wat deur moeilike tye gaan, so baie mense wat griep op die oomblik het, bronkietis. Bid sommer net U aanraking op elke mens se lewe. Bid vir daai genesing en vir die krag wat elkeen nodig het om oorwinnend op hierdie lewenspad saam met U te stap. Bid van nou om oos in hierdie dae, Here, soos ons nader aan ons visioneringsproses kom, lei ons op U paaie. Help ons om sommer net weer 'n wonderlike nuwe hoofstuk in ons gemeente se geskiedenis te beleef. So daarom dankie vir elke geestelike pa en elke geestelike ma wat in hierdie gemeente sulke diep spore trap. Seën vir hulle ook in hierdie week. Dankie dat ons nou in U hand kan toewy en sê, Here, U is ons, gebruik ons tot U eer, bou U koninkryk deur ons. Amen.